Goeiedag, ek groet jou, soos wat ek jou verlede Sondag op Opstandingssondag sou groet, en ook jou eintlik elke Sondag sou wou groet. Die Here het opgestaan, en jy kan sê, hy het waarlik opgestaan. Amen. Genade vir jou en vrede dan, van hom wat was en wat is en wat kom, en van die 7 geeste wat rondom die troon is, en van Jesus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat opgestaan het uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Ja, dit is vandag die eerste Sondag na Pasen, en ons is in hierdie 40 dae op pad na die hemelvaart van die Here Jesus toe. Daardie dag, daardie donderdag, wanneer ons dit gaan gedenk, dat Jesus, hierdie Jesus wat opgestaan het, dat hy ook opgeneem is in die hemel. Intussen praat ons nog al die tyd oor wat die opstanding vir ons beteken, wat die waarde van die opstanding is, die opstanding van die Here Jesus, wat 'n verskil dit binne in ons eie lewe maak. En daarom hierdie tema van ek glo in die opstanding van die dooies. Kan ek dit sê soos die geloofsbelijdenis van Hosea sou sê, ons glo in die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Ek glo in die opstanding van die dooies, die wat lewend dood is en die wat fisiek dood is. Dood is vir ons 'n skrikwekkende ervaring. Die dood is iets van hierdie vreemdkörper, hierdie vreemde figuur, hierdie teenstelling wat binne in hierdie wêreld is, waar daar lewe is, waar ons moet lewe, waar ons eintlik moet floreer, maar waar die dood 'n onontwykbare werklikheid is, wat vir elke ene van ons in ons eie lewe, in ons eie bestaan iewers gaan raak, maar wat ons ook raak wanneer ons ander geliefdes, ander mense rondom ons ook verloor. Die dood kan 'n mens soms so moedeloos maak, omdat dit so finaal is, omdat dit alles eintlik stop, omdat daar soveel verlies en pyn en hartseer met die dood gepaard gaan. Wat ons met die dood maak is dat ons die dood soms so verwyder na die kante toe van die samelewing. Dit gebeur by hospitale, dit gebeur in aftreeoorde, in ouetehuise, dit gebeur binne plekke waar mense versorg is. Ons stoot dit so half 'n bietjie na die een kant toe, en tog kan ons nie, want dit is 'n werklikheid vir ons. Maar die goeie nuus is natuurlik, is dat ons kan hoop hê, te midde van die dood, te midde van die omstandigheid, van die werklikheid, van die onontwykbaarheid van die dood, ten spyte van die onomkeerbaarheid van die dood, wanneer ons dit ook in hierdie wêreld sou beleef, dat ons hoop kan hê, dat ons uitsig kan hê, want dit is so nodig dat ons dit sou hê, anders is dit vir ons baie moeilik om aan te lewe. Ek onthou, in my eie lewe, by geleentheid, jare gelede, het ek gedraf, daar nog in Acacia in Pretoria, en terwyl ek daar gedraf het, het ek skielik in die pad vasgesteek, en gesê, "Haai Arnold, weet jy wat, jy gaan eendag dood." Was dit vir my so 'n totale werklikheid, en moes ek vir myself sê, maar dan beter jy nou tot klarigheid daarmee kom. Want as jy nie nou dit aanvaar nie, as jy dit nie nou vir jouself verwerk nie, hoe is dit dan vir jou moontlik om regtig aan te lewe? En op daardie oomblik moes ek besef, maar wat is die rede? Wat sou maak dat ek hoop het te midde van die omstandigheid? Wat sou maak dat ek met die dood kon vrede maak? Wat my sou help en wat my gehelp het, is die wete, die werklikheid van die opstanding. Eendag. Met ander woorde dat die dood nie net 'n futiele ding is wat 'n mens gebeur nie, dat dit nie net 'n gewone fatale gebeurtenis binne in 'n mens se lewe is nie, maar dat daar ook hoop is, dat daar lewe is, ook na die dood. Want dit sou ook help, en dit help, wanneer 'n mens ook gekonfronteer word met die dood van ander mense, wat
ook vir 'n mens onontwykbaar is, want die dood is die hele tyd saam met ons. Soos iemand by geleentheid gesê het, soms is die dood daar, dan is ons nie daar nie. Ander keer is ons daar, dan is die dood nie daar nie. En eendag, iewers dan raak dit ons almal. En ons ken die pyn, die ervaring, uiteindelik ook van verlies, waarmee ons moet saamleef, wat 'n menslike ding is, wat ons moet hanteer. Maar dan is dit ook nodig dat ons dit met hoop hanteer, met uitsig ook op 'n nuwe toekoms. Weet jy, toe ek nog baie klein was, het my pa geboer. En dit was vir my nogal 'n ervaring as hy sou geplant het. En ek gesien het, die trekker loop op die land en is besig om iets te plant. En ek sou daarna staan en kyk die stof wat opgaan van die grond af, terwyl hulle besig is om te plant. En later van tyd, dan sou ek gaan, en dan sou ek daar by die land gaan staan, want ek het hierdie ongelooflike entoesiasme in terme van groen, veral groen wat binne in die natuur is. Ek sou nie my wêreld groen verf nie, maar ek hou van groen, dit bring vir my altyd lewe. En dan sou ek daar staan en kyk, oor wanneer die groen op die land verskyn. En ek sou dit dophou en kort van tyd tot tyd na die land toe gaan, en eendag dan sou die groen skynsel oor die land besig wees om te ontwaak, en dan sou die plante uitkom en al hoe meer groen raak. Want iewers het ek die hele tyd binne in my hierdie verwagting gehad van saad wat in die grond is, bring lewe. Iets wat geplant is die teken, die voorafskaduwing van lewe wat kom, maar lewe wat anders lyk as dit wat 'n mens, as daardie saad wat jy in die grond sou sit. Dit het my altyd gefascineer. Maar weet jy, dit is die werklikheid ook daarvan, is dat oor soos die Here Jesus ook oor homself praat. As hy praat in Johannes 12, dan praat hy ook daarvan dat sy heerlikheid ook noodwendig is en op pad is, en dat die koringkorrel ook in die grond moet val. En so is dit ook met ons, dat ons ook uiteindelik sterf. Want om die koringkorrel in die grond te kan sit, of wanneer saad in die grond te kan sit, beteken dat daardie saad eintlik in die grond ook in dit self sterf, afgebreek word, en uiteindelik ook opkom en sigbaar word as 'n nuwe plant, 'n ander vorm van bestaan. Maar dit is nie alleen werklik vir ons wanneer ons eendag doodgaan nie. Uiteindelik is dit nodig dat hierdie saad wat ons is, ook op 'n manier veredel word. Binne boerdery sou 'n mens normaalweg eintlik praat van geneties gemanipuleerde saad. Saad wat eintlik aangepas word om bepaalde toestande te kan hanteer en op 'n bepaalde manier sekere groei te kan hê, wat dit eintlik beter maak as net die gewone saad. So word ons ook aangeraak deur die Here terwyl ons in hierdie wêreld lewe. Ons wat eintlik dood is as gevolg van ons sonde, word ook lewend gemaak in Christus Jesus deur die werk van die Heilige Gees. Deur die wedergeboorte word ons verander, word ons karakter, ons menswees letterlik tot in sy grond verander, sodat ons eintlik ook in hierdie wêreld as nuwe mense, dinamiese mense kan lewe, wat die koninkryk van God in hierdie wêreld 'n werklikheid kan maak, so suurdeeg kan wees, wat die evangelie versprei en deurwerk, dat die samelewing gewoon net nie meer aan dieselfde kan wees nie, en anders kan wees, en dat ons ook hierdie evangelie, wat deel is van ons, met ander deel, en dat die Heilige Gees ook nie ons werk uitsluit nie, maar dit insluit in sy transformasie van mense, en daardeur ook die transformasie van 'n samelewing, die hoop alreeds wys op 'n nuwe toekoms. En wanneer ons so verander is,
en so nuut geword het in Christus Jesus, nuwe mense geword het, dan het ons letterlik soos die nuwe saad geword. Is ons iemand wat anders is. En wanneer ons dan uiteindelik sterf, dan is dit asof hierdie nuwe saad, wat ons ook geword het, wat ook binne in die aarde geplant word, wat ook hierdie hoop binne in ons het, ons eenheid met Christus, ons verandering deur die werking van die Heilige Gees binne in ons lewe, die opstandingskrag van Christus, wat 'n werklikheid geword het in ons, wat elke dag eintlik ook in ons wil deurwerk. Het ons, as ons dan sterf ons ook met hierdie oë van geloof, om te weet, en wanneer ons geliefdes ook sterf, met hierdie hoop, wat binne in ons is, van 'n opstanding, en 'n nuwe vorm van bestaan, en hierdie werklikheid, die waarborg daarvan, die waarborg van dit alles lê gewoon in die opstanding van die Here Jesus Christus. Die feit dat hy werklik opgestaan het. Dit is wat ons verlede week gevier het, waaroor ons bly was, want hy is die eersteling in die dood. En as hy wat uit die dood uit opgestaan het, en as hy opgestaan het, dan staan ons ook saam met hom op, is ons opstanding ook in hom, in sy opstanding gewaarborg, soos wat Adam uiteindelik die eerste mens sou wees, wat ook sou sterwe, dat die dood deur hom in die wêreld ingebring is, die eerste mense, die sonde in die wêreld ingebring is, so is die nuwe lewe ook in Christus Jesus ingebring, en het ons ook 'n eenheid met hom geword, soos die eerste gerf van die oes, wat uiteindelik gebring sou word, na die tempel toe gebring sou word, as teken van die volledige oes, so is ons in Christus ook deel, is hy die bewys, dat ons ook deel is van 'n nuwe toekoms, wat hy ook vir ons gee, van 'n ewige lewe, wat ons deelagtig gaan wees. En daarom moet ons dit glo, daarom moet ons daaraan vashou. As ons dan verkondig, dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer, dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Dit staan in 1 Korintiërs 15, vers 12. Vers 13, as daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. En dan 'n entjie verder, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes. Want die feit van sy opstanding bewys nie alleen dat ons eendag sal opstaan nie, maar bewys ook dat God die verlossing van Jesus Christus, sy geregtigheid wat hy kon bewerk het, dat God dit ook aanvaar het. En dan vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar's 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Is dit nie wonderlik nie, nê, om te weet, die opstanding van ons, die ewige lewe, is 'n werklikheid. Maar hoe is dit? Baie meer spesiaal nog, as hierdie lewe, wat aan verydeling onderworpe is. 'n Toestand, 'n bestaan wat anders is. Wanneer Christus ook opgestaan het, was daar iets van sy verheerliking ook gewees in sy liggaamlikheid. Was dit net anders gewees? Het hy ook verskyn op verskillende tye waar mense uiteindelik ook nie vir hom herken het nie? Was dit ook 'n liggaam wat nie meer deur die sonde, deur die lyding van hierdie wêreld ook aangeraak sou wees nie? Is dit 'n nuwe verheerlikte vorm van bestaan? En dan praat vers 35 ook iets van dit, van hierdie verheerlikte liggaam, wat ons uiteindelik ook sal hê. Maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek?
Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan soos hy bepaal het, aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte, 'n opstanding in 'n nuwe tyd. Opstanding, liggaam wat anders is, waar 'n wêreld waar die dood nie meer daar sal wees nie, lyding, pyn nie meer daar sal wees nie, 'n spesiale opstanding. Nuwe lewe in Christus Jesus, nuwe lewe wat ons nou reeds ervaar, opgewondenheid, maar ook 'n vooruitsig van 'n nuwe tyd. Maar wat maak ek daarmee? Beteken met die vooruitsig van die ewige lewe, van 'n ander vorm van bestaan, wat ek nou reeds deur die Heilige Gees iets van belewe, wil my 'n dinamiese, doelmatige, gefokusde Christen maak. Iemand wat op hierdie aarde letterlik sou bereid wees om te gee, ook myself te gee. En as ek myself gegee het, soos Christus homself gegee het, dan ook dit wat ek so kosbaar aan myself kan toewy, dit ook aan die Here kan toewy. En hierdie kosbaarheid van die evangelie van hoop, boodskap ook aan ander sal verkondig, dat ons daaruit kan lewe, mense kan wees vir die toekoms, wat nou reeds in die hede, die toekoms van eendag ook kan lewe, en 'n nuwe bedeling kan skep, daar waar ons kom. Mag die Here se genade so intens dan ook deel van jou lewe wees en vir jou daardie hoop gee. Here, baie dankie dat ons u kinders kan wees, dat ons met hoop kan lewe, te midde van die feit, die werklikheid van die dood, waarvan ons so baie hoor, oral waar daar oorloë is, mense wat seer kry, in hierdie samelewing mishandel word, waar daar siekte is, waar daar pyn is. Here, baie dankie dat ons te midde van die finaliteit van die dood, nog al die tyd hoop en lewe kan verkondig, maar is dit so belangrik, Here, dat u deur die Gees ook lewens verander, sodat mense uiteindelik ook hierdie, wil 'n mens sê, veredelde saad sal wees, mense wat uit die geloof lewe, wat is ook hulle, wat in Christus Jesus ook eendag opstaan, en daardie heerlikheid ook met hom erwe, daardie wonderlike aansit aan die hemelse tafel ook eendag in volledigheid gaan beleef. Seën ons, Here, op ons lewensreis, maak ons mense van hoop, wat hoop nie alleen verkondig nie, maar dit inderdaad ook lewe. Here, troos ons, ook in ons smart, met die hoop, die werklikheid van die hoop wat in Jesus is. Ons dank U daarvoor, in Jesus naam, amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die troostvolle gemeenskap van God, die Heilige Gees, ook met jou wees, en bly elke dag, tot Jesus kom. Amen. Groete.